Kom ons bly na die boeke van Exodus 14 versie 13, vanaf versie 13. Prys die naam van die Here. Seëngroete aan alle leiers in die teenwoordigheid van die Here, van Forrie Smit, ons evangelis hiervoor. Prys die naam van die Here. Dankie vir die nederige gees. Amen. Die Here seën u. Amen. Ek like hoe hy aantrek. Amen. Hy lyk smart. Dat ek kind van die Here is met die smart aantrek. Jy moet nie so asfalt wees nie. Dit is die hoop van die wêreld. Moet nie agter my aangaan nie, daar is nie meer size vir my nie. Dat jy moet nie so asfalt wees nie. En wonderlike groete aan ons Sir Fortune en ons First Lady Swart van die Here. En ons evangelis Queen en sy vrou, ons eer die gawe van die Here. Amen. Kom ons eer die gawe van die Here vir ons slot. Die gawe is gebless. Amen. Glory to Jesus, ons evangelis Mafata en sy lieflike vrou. Amen. Die Here seën julle ook. Ek wil vir Forrie Smit sê, julle het goud in julle midde. As jy Mafata nou nog min 8 of om met 'n ander oog kyk, hy en sy vrou is goud vir hierdie stad. Hy is, Here, ek prys. Kom ek las wat hy gekies. Prys naam van die Here, ons leraar wat so lieflik getuig het. En ek hoor die Here in sy getuie vanaand. Amen. Dat alle manne van die Here is erken. Ons pastor hiervoor. Prys die naam van die Here is geseën, ons evangelis. Amen. Ek ken nog nie almal nie. Amen. Kom ons lees vinnig. Prys die naam van die Here. Is iemand excited vir die woord? Is iemand excited vir die woord? Ja, u mag opstaan, ek het gehoor, ons moet staan. Dit is mooi, amen. Exodus 14 versie 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Sê iemand, wegtrek. En jy hef jou staf en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Die Here seën sy geleesde woord. Rigter 6 versie 14. Rigter 6 versie 14. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete en die mag van die Midianiete. Toe ek stuur jou. Die Here seën sy geleesde woord. Uitbreiding en die predikasie daarvan. Israel is in Egypte as slawe. Israel word misbruik en hulle word met harde arbeid beloon. Of hulle moet hard werk. Want jy is die slaaf en jy werk sonder 'n loon of 'n loon wat onder die beld is. Dis amper soos as jy 'n slaaf is, word met jou gemak net wat hulle wil met jou doen. Kan ons die stoel wegvat. En Israel roep tot hulle God. En die Here sê, man van die Here, toe hy van Moses oprig, of toe hy van Moses roep, om Israel los te gaan ruk, en slavernij uit. Toe sê hy van Moses hierdie woorde, gaan sê aan my volk Israel, ek het hulle geskree, het ek hulle gehoor, ek het hulle pyn, het ek raak gesien. Die Here sê die toestand van hulle is, die het ek wat God is gesien. En die Here sê ek stuur om Moses om hulle los te maak. Moses moes
deur al die stappe gaan, maar ons gaan nie daar gaan vernat nie. Dis die naam van God. Dis 'n ander plek as jy die duiwel dien en jy by die Here uitkom. Sê vir iemand, ons is nie meer gebind nie. Ons is nie meer waar ons vas nie. Jy kan nie nou nog vasgevang wees in die toerhekse nie. Jy kan nie nou nog op 'n plek wees van non-progress nie. Want ons staan in oorwinning. Ons staan op die plek van oorwinning. Jaka Brasia, Mandala Brasaya. Ek laat die ding wat die Here doen. Hy toets eers, hy werk met Moses se gal. Prys die naam van die Here. Hy sê vir Moses, gaan sê vir Farao, maar dan sê hy ook vir Moses, ek gaan hom hardkoppig maak. Here, ek prys U. Toe die tent toe kom, toe sê die leier ook vir jou, hey, loop jy op die tent. Jy moet oppas vir die goeierkop. Prys die naam van die Here. Die Here sal hulle hardkoppig maak. Prys die naam van die Here. Maar jou redding lê nie in die mond van 'n pastoor nie. Jou redding lê nie in die mond van 'n apostel nie. Jou redding lê nie in my mond nie. Jou redding lê nie in die mond van die werders, van die profete. Jou redding is in die hande van 'n lewende God. Is in die hande van 'n lewende God. Hier kom die Israelieten. Die Here sê vir Moses, trek kamp op in die woestyn. Maar trek kamp op voor die see. Want daar is 'n ander issue wat ek uit moet sort. Weet jy wat? Die Here maak jou los. Maar jy loop nog met die gewoontes van die plek waar jy vas. Jy nog die karakter van die plek waar jy vasgevang was. Jy was 'n vrouslager. Nou staan jy nou vrou. Maar jy is met die Here. Los jou Egiptiese karakter. Jy is 'n Israeliet. Jy was 'n dranksuiper. Jy kan nie nou nog sip nie. Dan moet jy terug aan Egypte toe. En die Here los. Los jou Egiptiese gewoontes. Die Here sê, dis 'n ander issue wat ek uit moet sort. Die mense is vrygemaak. Hulle is losgekom uit Egypte uit. Nou vanuit jy vry is, gedraag jy dan nog asof jy 'n slaaf is. Ons is nie slawe van hierdie wêreld nie. Maar ons is oorwinnaars in die Here wat ons die krag gee. Ons is nie langer gebonden aan die mag van die vyand nie. Daarom kan die heks nie na met jou drempel kom nie. Daarom kan jy maar door jou geld gaan worden. En jy gaan arm worden. Ons huis is bevlek met bloed van God beskerm. As God jou uitlaat, sal dit jou ordentlik. As God jou red, dan red hy jou ordentlik. Hy maak alles niet. Hy sê hy maak al wat jou sonde so vuil. Prys die naam van die Here, dat het onsigbaar is. Hy sê hy maak hom so wit soos wol. Here sê slaan kamp op in die woestyn voor die Rooi See met hierdie volk. Here kerkmense is hardkoppige mense. Kerkmense is nie lekker mense nie. Here die kom met ou duiwels. Nog kerk toe ook. Hy gee van ek wil nie gesê weet. Het jy die wêreld gehad en jy moes hom in die wêreld los. Here nou moet ons met jou sukkel. God is hier. Hy breek elke gees wat sy vrygekoop is nog vashou. Here sê ek moet die ding net sort.
slaan kamp op. Ik ga voor Farao en zijn leer ga ik vastberaden maken. Hier is die ding. Weet je wat mag die Heer, als je niet wil vergeven niet, dan breng ik, toen wat je niet wil vergeven niet, breng ik in tegenwoordigheid. Heer, ik prijs je. Kijk op krijg je niet aan bij die kerk. Hier is die ding wat je niet kan houden. Bij hartje van die kerk af, ik kom krijg je hier zijn andere ding wat je niet van houden. Bij jou, Heer, ik prijs je. Dat is maar een oude ding van jou, dat je die mensen vrij kan spreken. Dat moet ontslaan van die Egyptische woordes. De Heer zei, ik moet iets doen met die mensen. Laat hulle zien, ik is God. Weet nie, ons dien die Heer, maar ons weet nog nie wat is dit, om sy hand te sien nie. Ons weet nog nie wat is dit, om volkome op die Heer te vertrou nie. Jy het een klein werk, so die gaan nie worry nie. Prys die naam van die Heer. Die sien ons die mensies, as hulle aangestel word, of voor hulle aangestel word as managers, dan is hulle ook hier saam met jou. Hulle klaar oor die manager. As het nou ek was, sou ek nie so gemakkelijk nie. Nou kom het so dat hy in die positie kom, en dan behandel hy jou soos niks. Maar God het gekom om die onderdruktes vry te maak. Volgens met hulle is vry. Gedra jou soos een vry mens. Kry jou attitude weg. Want God sê, as Farao en sy leer nog lewe, dan kan ek nie met Israel werk nie. Van hulle gaan nog vastgevang wees aan een plek van vrees. Hulle was bang vir Farao en sy leer. Maar die Here sê, ek moet die ding, moet ek uitsout. Sê vir my, die Here sout my duivels uit. Die Here sout my duivels. Jy moet weet. Ek kom so pas by die Here. Het moet lekker as jy pas by die Here is. Jy is vol vier vir die Here. As een sister van my sê, bly samenkomst in een huis, en as ek in die kerk het kom, dan vloek ek aan die lelikste. Ek gebruik die morsigste woord. Egyptische gewoontes. God moet ons karakter breek. En toe ek geestelik wil begin groei, toe sê die Here vir my broedie, hou vast net daar. Gaan terug. Gaan maak reg wat hy verbrokkel het. Jy kan nie God dien en bloed op rou wees nie. Jy kan nie God dien en nog massa goed vloek nie. Kom by God uit. Hy sê lewe en dood lê in die mag van die tong. En die tong is die best van die ding. Want is die tong wat nog ons kind waar hulle is. Ek moet die probleem moet ek uitsout. Hy sê gaan vir Farao sy leer vastberaden maak. Ek denk amper as ek na Moses moet kyk, dan sê ek, hy vir homself, hy nog, wat die Here wil doen. En terwyl hulle daar sit, in die gemak, by die kampplek, is daar nog vrees in hulle hart. Gaan Farao ons nie achterna sit nie. Die Bybel sê dat, terwyl hulle nog so op hulle gemak is, kom Farao en sy leer. Die Bybel sê, haal die beste leer. Kies sy uit. Weet jy wat mag die Here, terwyl hy daar sit, sê vir homself, jy maak het maar so goed voet gemaak, om toe te laat dat die mens wegkom. Weet jy, wanneer God met ons karakter werk, wanneer ons nie kan vergewe nie, dan sit jy op, dan sê jy jouself, hey joh, maar die sister het my ons nog sleg gesê. Die gaan ons nie met my so laat maak nie. Die Here prijs. Maar die Bybel kom tot homself en hy sê, kom ons gaan man. En hy kry te kennen dat hulle is hier in die woestijn voor die see. En ek maak klaar met dit. En terwyl hulle voor die see sit, kom Farao en sy leer aan. En daar gebeur 'n wonderlike ding. Die Israeliete spring op. En hulle hart
hardloop na Moses toe. Hoe maak ons nou? Kom ek sê, daar gaan 'n tyd in jou lewe kom waar jy na die leier toe hardloop. Doe jy sy help. Daar gaan 'n tyd kom dat jy na jou beste vriend toe hardloop. Daar kan hy doen jy sy help. Daar gaan 'n tyd kom waar jy na jou gebedmaatjie toe hardloop. Daar kan hy doen jy sy skrif gee. Weet jy hoekom? Want God wil iets herstel. Hoe kan God aan sy heerlikheid openbaar as ons aan mekaar helpers het? Hoe kan God aanwys hy is God as hy aan mekaar helper is? God moet die helpers wegvat om te wys hy is God. Kom by Lazarus se graf. Laat sy Here as hy hier was, sou hy nie gesterwe het nie. God van die help weg. Hulle sê van Moses, as in Egypte dan nie grafte nie, dat ons in die woestyn moet doodgaan nie. Moses sê, kalmeer. Kalmeer. Kyk hoe God vandag Farao en sy hele leer in jou hande oorgee. Dis hoekom ek verpes iemand wat saam skinder. Ek verpes iemand wat saam afbreek. Van Moses kon gesê het, ek weet self nie hoe gaat ons maak nie. Maar hy sê, kyk hoe dat God vandag Farao en sy leer in ons hande gee. Hy sê, so die Farao nou sien en sy leer, sal jy hulle nooit in der ewigheid weer sien nie. In ewigheid. Probleem van ons is, ons wil nog bietjie rou wees. Ons wil nog bietjie wys. Maar God breek ons tot op 'n punt waar ons nie meer onsself kan wees nie. Hy sê, kyk terug. En toe kom Moses by die Here. En die Here sê, waarom roep jy na my? Sê vir hierdie mense, hulle moet begin wegtrek. Ek het gekom om vir Forrie Smit te sê, waarom kyk julle nog na hierdie tabernakel van die Here? Waarom kyk jy nog na 'n woord? It is time for you to move. Dat het tyd geword dat jy aksie moet neem. Dat het tyd geword dat jy met jouself moet werk. Dat het tyd geword dat jy ontslaan moet raak van die Egiptiese dinge. Daar is oorwinning in jou handen. Daar is bevryding in jou handen. Jy het oorwinning en daarom staan jy vandag meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee. Jy het gedog, ek gaan nog praat oor die Tankoma se goedjies wat met jou huis is. Die Here het dit lank al verwyder. Kyk net van môre af, wanneer hierdie tent val, dan grawe die hond die goed uit, wat weggesteek is in jou kerk. Here, ek prys u, kyk wat gebeur, en hier is dit. Hy begin hoe met die Here, vriende, wat is met jou ossie? Hy begin wys die Here, vir jou wat jou so vast gehou het. Israel sou altyd onder die vrees of mag van Farao en sy leer gewees het. Die Here sê vir Moses, kyk hoe bring ek verheerliking in my naam deur Farao en sy leer. Sê vir iemand, jou getuie is 'n verheerliking. Jou getuie is 'n verheerliking. Jy sien nog die val dronk voet. Mense wat aan die straat geloop het. God sien 'n prinses. Jy sien nog die daggaroker. God sien 'n prins. Ekabrasaya. Jy sien nog die meisiekind wat met almal geslap het. Maar God sien 'n queen.
Zij zien nog van mij met iemand met baie kinders. Maar God sien oorwinnaar. Want sy krag word in ons swakheid geopenbaar. Sy krag word in ons swakheid gebewys. En sê Moses, nou dat jy vat is. Jy vat die staf in jou hand. Mense, ons werk is klaar. Die werk lê in jou hand. Die werk lê in jou mond. Dit lê nou en dit hang nou van voor die Smit self af. Gaan ek nog vir hierdie corrupt official stem laat ons dorp so swaar moet kry? Gaan ek nog toelaat dat my kinders onder swaar omstandighede groot word? Die pyl is in jou hande vanaand. Wil jy oorwinnaar wees of wil jy nog 'n slaaf wees? Nou praat ek nie lekker nie. Jy is te lief vir die counselor. Kom ons gee God 'n prys. God hou nie van mense wat sy mense laat lei nie. Dis wat die God die kwaadste maak. As wanneer die sy mense onder druk sit. En die Here sê vir Moses, kom ons los die mense. Die Here sê vir Moses, steek die staf wat in jou hand is. Steek hom uit. Staan op die see. En kloof hom op. Weet jy, jy staan voor jou deurbraak. Jy staan voor jou wonderwerk. Wanneer jy jou yskas so kyk, dan sê jy ek is 'n oorwinnaar. Wanneer jy jou bank balance so kyk, dan sê jy ek is 'n oorwinnaar. Wanneer jy jou kerk so kyk, dan sê jy ons is oorwinnaars. Alle hou julle nie van mekaar nie. Sê ons is oorwinnaars. Ons is. Die see kloof oop. Wow. Jy sien Israel iets anders. Ek dink Israel is soos ons, wanneer daar uitkoms is en daar gevaar is, dan hardloop ons allemaal om uit die gevaar uit te kom. En ek dink hulle hardloop hier die Rooi See om aan die kant uit te kom. Maar die Bybel sê die water word soos mure langs aan hulle. Dit wat jy nou sien as 'n obstakel sal langs aan jou staan. En dan kyk jy die ding maar net so. Die mens wat jy so uitgetart het, dan kyk jy vir hom net so. Die duivel wat so door dak geloop het, hy sal snap, dan sê die remoer ding op die dak. Ek is 'n oorwinnaar. My bees is onder die bloed. My kinders is onder die bloed. My familie is onder die bloed. Hey, my huwelik is onder die bloed. My uitkoms is onder die bloed. Van God gee aan volle stuk 'n geopende deur wat geen duivel toe kan maak nie. Wat God by mekaar gesit het, kan geen mag van die hel uit mekaar uitruk nie. God gee oorwinning. Die Here sê vir Gideon. Gideon vra vir die Here, Here, hoe gaan ek dan hierdie mense verslaan? Ek is dan 'n ou swakkeling. Ek kom uit 'n ou dorpie uit wat nie so goed lyk nie. En jy sê vanaand vir jouself soos 'n Gideon, van ouds, ek bly dan in voor die Smit goed, wat so asfaal is. Dis die eerste dam wat my kan in vergaan koel nie. Prys die naam van die Here. Dis nie sulke hoë geboue nie, maar jy moet sien wat nie bestaan nie. En jy moet dit tot lewe roep. In die naam van die Here moet jy dit wat jy sien, of dit wat jy wil hê. Die Bybel sê, bid asof jy dit alreeds het. Gideon sê, ek kan nie teen hulle fight. Nooit nie. Ek dien by hy klein pastoortjie, maar dis ek 'n preekie. Hoe gaan ek die strijd oorwin? Weet die mense, jy moet op met jou pastoor moet ag. Hou op jou leier. Here, jy hardloop na die profete toe. Want jou pastoor is te klein om die tot aan kommas en goedjies te werk. Jy
mag jou leier. En dit is deel van Egiptiese gewoontes. Hy sê, Here, kom maar net so dorpie, hoe kan ek hy mense voorsien? Maar die Here sê vir hom, Gideon, gaan in hierdie krag van Jehovah. En jy sal die Midianiete verslaan, soos een man. En die Here het die krag gegee hierdie week. Die Here het u bekragtig. Die Here het u versterk. Maar die Here sê vanavond, gaan in die krag van jou. Jou toestand mag nie lyk soos die uitkoms moet wees nie. Maar al wat die Here sê is, gaan in die krag. Weet nie wat die Israeliete gehad? Die Israeliete het in die eerste plek het hulle krag gehad. En omdat hulle krag het, het die Here aan hulle oorwinning gegee. En alle dinge wat in die pad van Israel gestaan het God verwyder en het God doodgemaak. En ek wil hê jy moet vanaand staan in hierdie plek as jy sê, man van die Here, ek wil soos Israel word. Man van die Here, ek is in my swakheid, maar ek wil soos 'n Israel wees. Hulle was swak gewees. Hulle het die knowledge gehad van hierdie nuwe lewe waarin hulle moet gaan nie. Maar een ding het hulle gehad, hulle het 'n God gehad wat hulle krag gegee het. En as jy vanaand hier staan en jy sê, ek staan op en ek wil soos 'n Israel van ouds wees. Ek staan die Here met die oorwinning. Ek staan in my swakheid. Dan sê die Bybel, ons krag word in swakheid word dit geopenbaar. Ek wil hê die bestaan vanaand in jou swakheid. Ek sê, man van die Here, ek het nie alles in plek van die nuwe journey nie. Ek wil 'n manager word. Ek wil 'n supervisor word. Ek wil 'n verpleegster word. Ek het nie die sertifikate nie, maar ek staan vanaand soos 'n Israel. God het vir u die oorwinning gegee. Staan in die plek as iemand. As jy nie wil staan, jy sit. Maar as jy staan en sê, ek is soos 'n Israel van ons, wil ek hê jy moet opstaan in die oorwinning. As al mense wat wil staan in hierdie plek. Ek sal nie baie lang uitreik nie. Weet jy wat het met Israeliete gebeur? Wat nog Egipties behep was, hulle dood gegaan in die woestyn. Jy gaan dit verloor wat God vir jou beloof het. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die land van heuning en melk. Hy sê, kom koop heuning en melk sonder geld. As jy daai oorwinning soek, staan in die plek. Ek is die eerste een. Ek is die eerste een.